Wanneer ons saamwees begin, dan doen ons dit met ons openlike verklaring en dit verwoord ons hartsgesindheid, die rede vir ons saamwees. En vanoggend verwoord ons daardie rede aan die hand van Psalm 62 vers 2 en 3. Net by God vind ek rus. Van hom kom my redding. Net hy is my rots en my redding, my veilige vesting, sodat ek vas en stewig kan staan. Wanneer ons met hierdie hartsgesindheid voor ons Vader rustig word, mag ons hoor as hy ons groet en seën met hierdie woorde. Genade en vrede vir jou van God ons Vader in die Here Jesus Christus. Amen. Kom ons maak sy naam groot vir die voorreg om hom te mag ken as Hemelse Vader en ons doen dit deur saam te sing van lied 188 vers 1 en 3 en daarna kan jy plekke inneem as ons stil staan by ons belydenis. Wanneer ons stilstaan by ons belydenis met die oog op die prediking, gaan ons stilstaan weer by Sondag 9, vraag 26. God wat lewe en dood, lig en donker by mekaar hou. Ja, hy gaan weer op. Dankie. Toe wees nie so haastig wees nie. Dieselfde gedagte van die twee balle, die twee lig en die donker, trek saam in hierdie baie innige waarheid. Dat ook in ons eie menswees, in ons harte, waar die ou en die nuwe mens saamleef, hou God lewe en dood by mekaar. En dit is regtig belangrik dat ons dit verstaan. Wanneer Paulus stoei en worstel met die gebrokenheid van sy eie menswees, en hy daardie stuk belydenis in Romeine 7 doen, van die goeie wat ek wil doen, dit doen ek nie, maar die slegte wat ek nie wil doen nie, juist dit doen ek, dan sê hy, roep hy uit tot die Here en sê, ek ellendige mens, wie sal my red van hierdie doodsbestaan? En dan sê hy, aan God die dank, hy doen dit in Jesus Christus. God wat voor die skepping, voor die grondlegging van die aarde besluit het, dat ons in Christus Jesus uitverkies sal word, om heilig en onberispelik voor hom te lewe, hou oud en nuut by mekaar. Nou daar's 'n pastorale funksie daarvoor. Die Here is herderlik besig met ons, en Paulus verwoord die waarheid daarvan in 2 Korintiërs 12, wanneer hy sê dat hy vir die Here gebid het en gevra het, maar haal hierdie doring uit my vlees uit. Ek het die regte geskiedenis, ek het die regte CV, ek het die regte opofferings gebring, ek het die regte openbaring gehad. Maar as hierdie een ding in my lewe wat pla, en dis die ou mens. En 3 maal het hy die Here gevra om hierdie doring uit sy vlees uit te haal, en 3 maal was die Here se antwoord, my genade is vir jou genoeg. En Paulus se verstaan daarvan verwoord hy dan baie mooi, wanneer hy sê, sodat ek nie hoogmoedig sal word nie, het die Here dit so beskik. En dis hierdie werklikheid wat ek en jy in gedagte moet hou, en besonder as ons vanoggend weer gaan luister na Lukas 17, is dat die ou mens is deel van my pad, totdat ek vir die Here totsiens, vir hierdie wêreld totsiens sê, totdat ek in vreugde en blydskap by hom tuis kom. Die Here hou dit by mekaar, en daarin lê 'n groot stuk genade. Die Here se hart is dat my ou mens my nie sal oorrompel nie.
So hy hou dit by mekaar. Maar die Here wil ook nie hê dat my nuwe mens my na 'n plek van hoogmoed toe moet vat nie. En daarom het ek en jy hierdie stuk genade wat ons mag beleef, dat oud en nuut, die ou mens en die nuwe mens, 'n ruimte deel in ons harte. En daarom is dit belangrik wanneer ons hieroor dink om te verstaan dat God, ons goeie God en Vader, dit so beskik. En dan as ons luister, dan vra ons, wat glo jy as jy sê ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van hemel en aarde? Dan antwoord ons, ek glo dat die ewige Vader van ons Here Jesus Christus, wat die hemel en die aarde met alles wat daarin is, uit niks geskep het, en deur sy ewige raad en voorsienigheid nog onderhou en regeer, terwille van sy Seun Christus, my God en Vader is. En dit is regtig belangrik. Hy ken jou ou mens beter as wat jy jou ou mens ken. En hy is nog steeds jou God en Vader. Op hom vertrou ek, sodat ek nie daaraan twyfel, dat hy my met alles wat vir liggaam en siel nodig is, sal versorg nie. Hy sal ook al die kwaad, wat hy in hierdie jammerdal oor my beskik, tot my beswil verander, omdat hy dit as 'n almagtige God kan, en ook as 'n getroue Vader wil doen. En hierdie is regtig belangrik. Wanneer ons deur daardie persoonlike middernagwedstryde gaan, daardie worsteling met jou ou mens, waarin jy niks goed voel nie, waarin jy voel dat jy nie aanvaarbaar is vir die Here nie, is dit belangrik om te onthou, dat die Here lewe en dood, lig en donker, ou en nuwe mens by mekaar hou, en dat hy dit so beskik het. Hy verstaan. Hy verstaan die diepte van die worsteling waardeur jy gaan, beter is wat jy dink, maar hy onderneem om ook dit ten goeie te laat meewerk. En daardie ten goeie is uiteindelik gerig daarop, dat ek en jy in afhanklikheid van hom sal lewe, en daarin ook getrou gehoorsaam sal lewe. Sodat ons, terwyl ons onsself leer ken, nie net in die wonder van wie ons besig is om te word nie, omdat hy ons na sy beeld gemaak het nie, maar ook in die verwonding van wie ons is na die sondeval. Dat ons hom kan leer ken in daardie worsteling en kan verstaan dat hy ons liefhet, ongeag. En daarom, wanneer ons hierdie belydenis weer vasmaak, is dit regtig belangrik om te verstaan, dat God goed en sleg ten goeie laat meewerk. Moenie moedeloos word as die stryd groot word nie. Ken jouself in jou gebrokenheid, en weet, die Here is lief vir jou. En ken jouself in die nuwe mens wat God skep, en weet, die Here vind vreugde in jou. Dit is 'n proses. Ons staan nie een oggend op en hierdie worsteling is verby nie, daarom daaglikse bekering. So kom ons verootmoedig ons hierin voor die Here, en ons doen dit deur saam te sing, van doen slegs U wil, Heer. Dis 'n baie innige gebed, en mag dit vanoggend ook jou hartsgesindheid verwoord in afhanklikheid voor die Here. Kom ons sing dit biddend saam, en daarna gaan ek vir ons voorgaan in gebed. Doen slegs U wil, Heer, U wil met my die potte bake, met my die klei, vorm my en maak my net soos U wil, op U slegs wag ek, nederig en stil. Doen slegs U wil, Heer, U wil met my, toets en deursoek my, al moet ek ly, wetter as nie
doen slegs U wil hier. U wil met my tot heel my lewe. U is gewy. Maak van my hart Heiland U troon, tot elkeen Christus in my sien word. Tot elkeen Christus in my sien word. Vader, dankie dat ons, wanneer ons hierdie gebed bid, mag weet dat ons bid in pas, in harmonie met U hart en wil. Dat U besig is om deur die Gees ons die beeld van Christus gelyk te maak. En as ons gedagtig aan dit wat ons bely, daaraan dink dat dit ook ons ou mens insluit en dat U op pad is met ons en op pad bly met ons. Dankie dat ons mag weet dat die ou mens in ons harte ons nie diskwalifiseer in ons verhouding met U nie. Dat U groter is as ons gebrokenheid. Dat U 'n plan het, nie net vir die wêreld nie, maar daarin vir elkeen van ons. En dat ons daarin mag vreugde vind en daarin ook 'n stukkie vrede mag vind in die wete dat ons hier is vandag. En dat dit U is wat dit so beskik dat ons vandag hier is. Hier kan wees om te leer, om te ervaar, om U te leer ken, om U teenwoordigheid te ervaar, maar ook om te leer en te ervaar wat dit beteken om kind van God in U teenwoordigheid te wees. En daarin is dit ons hartsgebed, dat U ons te midde van die gebrokenheid van die wêreld rondom ons, maar ook ons eie gebrokenheid, dat U ons sal bly vashou en sal bewus maak van U teenwoordigheid, in die vreugdevolle oomblikke, maar ook in ons diep worstel oomblikke. En daarin pleit ons Vader, maak ons sensitief vir die leiding en die werking van U Gees, dat ons onsself mag sien as U kinders, geborge in ons verhouding met U, maar Vader, dat ons ook 'n hart en 'n oog sal hê vir U kinders wat nog nie by U tuis gekom het nie. En dat ons daarin die wonder van die nuwe lewe wat ons in Christus gevind het, mag deel, die uitnodiging om terug huis toe te kom, omdat U 'n plan gemaak het voor die grondlegging van die aarde. Wil U ons hierin genadig wees, en besonder as ons vanoggend na U woord luister, mag dit vir ons bemoedig, mag dit vermaan waar dit nodig is, maar mag dit na alles ons inspireer vir 'n lewe in diens en vreugde voor U, saam met mekaar in hierdie wêreld. Ons bid dit, Vader, in Jesus se naam. Amen. Ons staan vanoggend vir die laaste keer stil by Lukas 17. En ons doen dit in die agtergrond van die hele ding van welvaartsteologie, die hele ding van name it and claim it, dat jy dinge in wese kan roep, Johan, hy daar die skets net vir 'n laaste keer. So die gedagte hier agter is dat wanneer jy, en dit gaan oor die gawes van die Gees, is waar ons stil staan, en daar is hierdie gedagte in die kerk, dat die kerk wêreldwyd, waar welvaartsteologie dan nou grondvat, en dis nie net in charismatiese kerke nie, dis regtig belangrik om hierdie te verstaan. Die hart van welvaartsteologie vat grond in al die kerke, want die hart van welvaartsteologie is dit: God staan reg om my te dien, nie ek reg om God te dien nie. So, moenie vinger wys nie. Wanneer ons na hierdie waarhede luister, dan is dit belangrik dat ons dit vir onsself sal toeëien en ook na ons eie lewens sal kyk. So die hart van daardie teologie is 'n groot skeeftrekking. Dit kom uit 'n heidense wêreld, godsdienstige wêreld uit, dat die gedagte in die antieke wêreld was dat jy deur die orde te ken waar volgens alles gode, mense en dinge beheer word. As jy daardie orde ken en verstaan, dan kan jy mense, dinge en gode manipuleer tot jou beswil. En daarin
Het jy dan die ding gehad van die regte woorde spreek, abracadabra, die woorde wat dan nou die orde kan manipuleer, die regte amulette, ringe, goeders om jou nek, en dan die regte rituele, die regte gebruike. Deur hierdie dinge te doen, kon jy die mense, die gode en die omstandighede plooi om jou belange te dien. Dis 'n uit en uit heidense idee. Nou daardie heidense idee het in die kerk nogal 'n diep spoor getrap, omdat mense by die plek gaan vashak het in die Nuwe Testament in die lig van dit wat die Here in Genesis 1 doen. Hy spreek en dan sê hy, laat dit so wees en dan is dit so. En toe het ouens gekom en gesê, maar daar is die deur in om hierdie ding, welvaartsteologie, in die wêreld vas te haak. So ons wat vernuwe word na die beeld van God, se woorde het ook skepingsmag. Ons kan dinge in werklikheid roep deur gewoon dit net te glo, te spreek. Maar jy moet dit glo wanneer jy dit spreek, want as jy dit nie hard genoeg glo nie, nou dan gaan dit nou nie gebeur nie. Nou die moeilikheid agter daardie hele ding is dan dit wat ek nou gesê het. Wie dien wie? God is God, ons is skepsels. En ons is 'n besondere skepsel. Ons is sy kinders, maar God is God en ons is skepsels. En daar lê dan nou daai ding wat ons elkeen uiteindelik ook in ons persoonlike lewe moet deurworstel. Ons ou mens is vierkantig vasgevang in daardie gedagte van God gaan my help. Hy gaan my dien. Ons ou mens staan in die middel. En dink God staan rondom my reg soos 'n kelner om my te bedien. Dis eers wanneer ons God as Vader ontmoet in Jesus Christus dat ons verstaan, God het alles gegee sodat ek kan lewe. En daarom het ek net een antwoord, as ek antwoord op die liefde van God, en dit is om alles van myself te gee. En daarin die hoender en die ei en die vark. 'n Hoender gee 'n bydrae tot ontbyt, 2 eiers. Maar 'n vark raak betrokke. Dit kos hom sy lewe. En dis wat in die kerk 'n diep spoor getrap het, hierdie gedagte. En dis hoekom welvaartsteologie is nie net in die charismatiese kerke daar buite nie. Dit het 'n diep spoor in die tradisionele kerke ook getrap. Hierdie idee dat God my roep om 'n bydrae te lewer, en dan kan ek met my lewe aangaan. En dis nie so nie. God roep ons om betrokke te raak in hierdie skepping, soos wat hy betrokke geraak het in hierdie skepping. Hy het nie uit die oorvloed van wat hy het, 'n stukkie van homself gegee, sodat ons kan lewe in hierdie wêreld nie. Hy het homself volledig gegee en gesterf in ons plek, sodat ons kan lewe. Hy het betrokke geraak. En wanneer hy ons as sy kinders roep, dan roep hy ons om op daardie selfde manier betrokke te raak. En daarom sê Jesus, niemand kan my volg as hy nie bereid is om afstand te doen van vader en moeder en broers en susters en vriende en familie, besittings, ja selfs van sy eie lewe nie. Dis 'n harde pad. Maar uiteindelik, en dit is die Nuwe Testamentse getuienis deur en deur, die moeite werd pad. Want in verhouding met God is die enigste plek waar ons werklik vreugde en vrede kan vind, te midde van die gebrokenheid van hierdie wêreld waarin ons leef. So wanneer ons dan hierdie ding vasmaak, is dit regtig belangrik dat ons sal vasmaak dat hierdie idee van ek kan goeie spreek en dit gaan in werklikheid kom, maar ek moet dit net eers hard genoeg glo, is 'n idee wat uit die hel uitkom. Nou, ons as gereformeerdes is nie heeltemal gevrywaar daar nie. In die radikale verstaan van die uitverkiesing, kom mens ook by 'n punt waar jy 'n drogbeeld van God kan skep. Partykeer kom ouens en praat oor die radikale uitverkiesing, so God weet, en dis hoekom ons in die gereformeerde kerke op 'n stadium by 'n plek gekom het, waar ons nie regtig aandag aan sending en evangelisasie gegee het nie, want God ken sy mense, hy weet wie uitverkies is en hy sal hulle gaan red. Maar daar is 'n probleem met daardie radikale verstaan. Want wanneer Jesus die ryk jong man tegemoet loop, en hy kom na Jesus toe en sê, meester, wat moet ek doen om gered te word? En dan sê Jesus vir hom, jy ken die wet, jy moet die Here jou God lief hê en jou naaste soos jouself. En dan sê hy vir Jesus, maar ek doen al hierdie goeders vandat ek jonk is. En dan sê Jesus vir hom, en daar staan baie mooi, Jesus het hom innig lief gekry. En dan sê Jesus vir hom, een ding kom jy kort. Gaan verkoop alles wat jy het en kom en volg my. En dan hoor ons hierdie aangrypende woorde, dat die jong man hartseer geword het, want hy het baie besittings en hy het omgedraai en weggeloop. En dan hoor ons dat Jesus hartseer geword het.
En dis wanneer hy die uitspraak maak, dat dit vir 'n kameel makliker gaan wees om deur die oog van 'n naald te gaan, as vir 'n ryk man om in die koninkryk te kom. As radikale uitverkiesing reg was, dan is daar 'n klankie in hierdie stukkie van die Openbaring wat ons vind. As Jesus geweet het, hy's gered of ongered, hoekom die vertoon? Hoekom hartseer word as hy omdraai en wegloop? En dis die dilemma as ons praat oor radikale uitverkiesing. Dit skep 'n prentjie van God wat mense gemaak het op 'n sekere manier en dan wel kies. En hy kies, en dis in die skrif, jy gaan dit daar kry, maar daar is ook, jy moet kies in die skrif. Radikale uitverkiesing sê nee, is net God, vrede met die res. Maar dan kom ons by hierdie prentjie van God wat eintlik wreed is. Wat nie tred hou met dit wat hy in Jesus Christus aan ons geopenbaar het nie. Hoekom moet Christus dan uiteindelik sterf? Nou, wanneer ons by hierdie idee van welvaartsteologie kom, presies dieselfde ding. Jy kan dit wat jy nodig het van jou Vader vra, maar as jy nie hard genoeg glo nie, gaan hy dit nie vir jou gee nie. Dink oor die prentjie, die beeld wat dit van God skep. Ons wat ouers is, so nou kom jou kind na jou toe en vra vir jou iets. En jou rede vir dit nie vir hulle gee nie uiteindelik is, wel, jy het nie mooi genoeg gevra nie, jy het nie hard genoeg gevra nie, jy het nie duidelik genoeg gevra nie, jy het nie met oortuiging genoeg gevra nie. Hoe sal daardie gesprek gaan? Iets daar loop nie reg nie. Daar is 'n fout in hierdie manier van dink, wat 'n skadu oor God as Vader werp. God sal vir jou gee wat jy nodig het. Jesus, wanneer die disippels vir hom vra om hulle te leer bid in Lukas 11, sien die dinge wat Jesus doen en hulle is baie opgewonde en dan sê hulle vir hom, Jesus, leer ons bid. Hulle soek die woorde, daardie woorde wat die wêreld gaan plooi na hulle belang. En dan sê Jesus vir hulle, hier is die woorde, as julle dan woorde wil hê, hier is dit, onse Vader wat in die hemel is. En dit wat daarop volg. En dan vertel hy daai gelykenisse vir hulle van die vrae wat hy vir hulle vra. Wie van julle as 'n vader sal vir sy seun as hy 'n brood vra vir hom 'n klip gee of 'n eier, 'n slang? Sê julle wat sleg is weet om vir julle kinders die goeie te gee, hoeveel te meer julle Vader wat in die hemel is. En daarin kom Jesus in Matteus 6 wanneer hy praat oor die sorge van die lewe en dan sê hy, moet julle nie bekommer oor wat julle moet aantrek en eet en drink en waar julle moet bly nie. Julle Vader in die hemel weet dat julle hierdie dinge nodig het. En hy sal dit gee. Beywer julle eers vir die koninkryk van God. So wanneer ons praat oor hierdie gedagte van welvaartsteologie, moet ons versigtig wees om nie op die high horse te spring, soos die Engelsmanne sê, en met mense te begin beklei daaroor nie. Ons moet kan verwoord, wat is ten diepste die probleem hier? En ten diepste is die probleem, ek is in beheer. My geloof druk God in 'n blik. Hy moet, as ek groot genoeg glo. Maar dit maak God, die prentjie, ons beeld van God, dit wat God in Jesus Christus kom openbaar het, wie hy is as Vader, op twee maniere krom en skeef. Die eerste een is, wel, hy is nie sterk genoeg vir my geloof nie. As my geloof groot genoeg is, kan ek hom in 'n blik druk. Maar dit kan nie wees nie. En die tweede een is, as my geloof nie sterk genoeg is nie, gaan hy nie vir my gee wat ek nodig het nie. Dit kan nie wees nie. Dit is nie ons Vader se hart nie. Nou moet ons versigtig wees wanneer ons gekonfronteer word met hierdie ideologie, dis 'n stuk afgodsdiens in wese, dat ons nie mense wat hierby vashang, wel, roskam nie. Want ek en jy is die uitnodiging van die Vader aan sy wêreld. Hy stuur ons na die wêreld toe en sê, gaan haal my kinders, selfs al glo hulle onnosel goeders. Gaan roep hulle terug huis toe. En dis waar ons vanoggend dan wil by stil staan. Wanneer ons na Lukas 17 luister. Hierdie uitnodiging wat die Here in ons, in sy wêreld rigbaar en sigbaar maak. So wanneer ons luister na Lukas 17, baie belangrik, dit volg op hierdie gesprek waarin Jesus die gelykenisse vertel het van die verlore skaap, die verlore munt en die verlore seuns, baie belangrik. Hy is op soek na sy kinders, ou boeties en jong boeties, en dan vertel hy die gelykenisse van die oneerlike bestuurder en dan van Lazarus en die ryk man. Geld is op die tafel, en geld nie as geld nie, maar geld as die ding waarin ek my anker vind. My sekerheid in my besittings, in die materiële dinge.
So wanneer Jesus dan in Lukas 17 kom, dan trek hy dit 'n bietjie verder terug. Sê daar's hier iets anders op die spel as die materiële dinge. So Jesus het vir sy disippels gesê, dit is onvermydelik dat daar dinge kom wat mense laat struikel, maar ellende wag vir die mens wat die oorsaak daarvan is. So 'n mens kan eerder met 'n groot klip aan die nek in die see gegooi word, as dat hy vir een van hierdie kleintjies 'n struikelblok word. En die disippels verstaan, baie mooi. Skrifgeleerdes en die fariseërs het die wêreld en lewe vir hulle moeilik gemaak, en die tollenaars aan die ander kant het dit selfde gedoen. En hulle verstaan van 'n meelsteen in 'n nek in die diepsee. Hulle was vissermanne. Maar nou sê Jesus, baie belangrik, wees dus self op julle hoede. Daardie ding kan uit ons lewe uitkom, want ou mens en nuwe mens word deur die genade van God bymekaar gehou word. En daarom wees self op jou hoede. Dit is nie net die persoon aan die ander kant wat my tot 'n val kan bring nie, dit is ook ek wat 'n ander een tot 'n val kan bring. As jou broer verkeerd optree, berus by hom. En as hy berou kry, vergewe hom. Selfs as hy 7 maal op 'n dag verkeerd optree teen jou, en 7 maal na jou toe terugkom en sê, ek is jammer, moet jy hom vergewe. Hulle volg die gesprek en verstaan, hierdie is baie moeilik. Die apostel sê toe vir die Here, geef vir ons meer geloof. Maar die Here antwoord, as julle maar geloof so groot soos 'n mosterdsaadjie gehad het, sou julle vir hierdie moerbeiboom kon sê, trek jou met wortels en al uit die grond uit en plant jouself in die see, en hy sou julle gehoorsaam. So hier is nie 'n uitspraak wat Jesus maak om geloof te beklemtoon nie. Hy is eintlik tong in die kies besig om vir hulle te sê, dit gaan nie oor hoe groot jou geloof is nie. Vergifnis gaan nie oor hoe groot jou geloof is nie. Dit gaan oor gehoorsaamheid. En daarom sê hy, sê nou een van julle het 'n slaaf wat ploeg of vee oppas, sal hy vir die slaaf sê as hy van die veld af inkom, kom eet eers gou. Natuurlik nie. Maar hy sal vir hom sê, maak vir my iets klaar vir aandete, sit dit dan jou voorskoot aan en kom bedien my terwyl ek eet en drink. En daarna kan jy self eet en drink. 'n Slaaf wat sy opdrag uitgevoer het, word mos nie bedank nie. Of hoe? So is dit ook met julle. As julle alles gedoen het wat aan julle opgedra is, sê dan, ons is slawe wat niks verdien nie. Ons het gedoen wat ons verplig is om te doen. Op sy reis na Jerusalem het Jesus al met die grens tussen Samaria en Galilea langs geloop. En net toe hy in sekere dorpie wou binnegaan, kom 10 melaatse mans om tegemoet, maar hulle bly op 'n afstand staan en roep hard, Jesus, Here, ontferm U oor ons. En toe hy hulle sien, sê hy, gaan wys julle vir die priesters. Op pad daarheen het hulle gesond geword. En een van hulle het, toe hy sien dat hy genees is, omgedraai en God hardop geprys. Hy het voor die voete van Jesus neergeval en hom gedank. Hierdie man was 'n Samaritaan. En toe sê Jesus, was daar nie 10 wat gesond gemaak is nie? Waar is die ander 9 dan? Is daar niemand anders wat omgedraai het om God die eer te gee, behalwe hierdie man wat nie eers 'n Jood is nie? En vir hom sê hy, staan op en gaan huis toe. Jou geloof het jou gered. So nou is daar 'n vraag, gedagtig aan welvaartsteologie en die hele ding van Name It en Claim It. Wie se geloof het dan nou die ander gered? Want hulle het ook gesond geword. Almal het gesond geword. Al 10 het gesond geword. Nou wie se geloof red hulle? En wat beteken dit as jou geloof jou red? So nou is dit regtig belangrik, en dis waar dit baie keer moeilik raak vir ons om te verstaan. Nie een van hierdie mense se geloof maak hulle gesond nie. Nie een van hierdie mense se geloof maak hulle gesond nie. Christus maak hulle gesond. Die een in wie hulle glo, maak hulle gesond. Maar hulle geloof maak hulle nie gesond nie. God maak hulle gesond. God die Vader wat besig is om, soos wat Johannes baie mooi verduidelik het, deur hierdie wonderwerke wat Jesus doen, duidelik te maak dat Jesus die Christus is, die Seun van die lewende God wat gekom het om die sondes van die wêreld weg te neem, is ook in hierdie omstandighede besig. En daarom, wanneer hierdie 10 manne na Jesus toe kom, dan word al 10 gesond gemaak, want God is besig. Hulle geloof is in 'n opsig irrelevant. God is besig. En hy gee wat nodig is, vir dit waarmee hy besig is, en wat sy kinders nodig het. Wanneer ons praat hieroor, by die pastorie, ek het so 'n klein, dun stoeltjie, ek het gedink om hom saam te bring, maar ek is nie lus om hom te dra nie. Dit is 'n kroegstoeltjie, maar dit is van hout, maar sulke tingerige hout gemaak, en met die tienergebeleiding vra ek altyd vir die kinders, sal jy op hom sit, ja of nee?
Nou, ek sal nie op hom sit nie, ek het nie genoeg vertroue nie, of genoeg geloof as jy wil. Maar hier's nou die ding, as ek nou daai stoeltjie hier voor sit, is die vraag dit, gaan jou geloof maak of dat daai ding hou of nie hou, as jy op hom sit nie? Gaan jou geloof hoegenaamd 'n rol speel in of daai stoel sterk genoeg is om jou gewig te dra? Nee. Jy kan glo wat jy wil, as die stoel nie sterk genoeg is nie, gaan hy breek. En jy gaan seer kry, hout breek sleg. Selfs as ons praat oor ons verhouding met die Here. My geloof maak nie die verskil nie. En dis hoekom ons in die katekisme sê, ek kan nie eers my geloof vir die Here gee as die gronde waarop ek verlos is nie. Want my geloof is irrelevant. God red. Wat skeefloop in welvaartsteologie is, ons kom en ons sê, my geloof maak die verskil. Dit doen nie. God se hart en omgee maak die verskil. Hy gee wat nodig is. Nou is daar 'n baie belangrike vraag, hoekom sê Jesus dan vir hierdie man, jou geloof het jou gered? Staan op en gaan huis toe, jou geloof het jou gered, want hy het by Jesus uitgekom. Die ander 10 manne het geglo dat Jesus hulle sou kon help, by all means, dis nie hulle geloof wat hulle red nie, en hulle was dankbaar om te kan ontvang wat die Here vir hulle kon gee, en dit was genoeg. Hulle wou nie die Here hê nie. Hulle wou net dit wat hy gee, kon ontvang. En hulle het in die middel gestaan, en die Here het rondom hulle geloop, en dit was hulle oortuiging. Dis wat hulle geglo het. God gaan vir my gee, omdat ek glo. Nou kan dit wees, en dis die getuieniswaarde hiervan, baie keer gaan hulle te vir jou sê, maar kyk wat het die Here vir my alles gegee. Verseker, die Here laat sy son skyn oor die goeies en die slegtes, sy reën val oor die goeies en die slegtes. Die feit dat jy staf ontvang het, maak jou nie gered nie, maak jou nie 'n gunsteling in aanhalingsteken van die Here nie. Wat is 'n reddende geloof? 'n Reddende geloof vat my na Christus toe en daarin na my Vader toe. As ek die goed van God kan ontvang, kry. Maar as die goed wat hy gee, my uiteindelik weghou van hom af, is ek op 'n bitter, slegte plek. En daarom sê Jesus vir hierdie Samaritaanse man, jou geloof het jou gered. Want sy geloof het hom na hom toe gevat, na Jesus Christus, die Seun van God, wat gekom het om die sonde van die wêreld weg te neem. En dis hier waar dit regtig belangrik is. Jesus se hele bediening, in diens waarvan hierdie wonderwerk ook staan, was gerig daarop om die wêreld se oë op hom te rig, sodat wanneer hy aan daardie kruis hang en uiteindelik opstaan uit die dood uit, hulle kan weet dat hy is die een wat God gestuur het om die sonde van die wêreld weg te neem, om vergifnis van sonde te bewerk. En daarom is dit regtig belangrik, dit wat Jesus dan vir die disippels sê, hierdie beklemtoning van vergifnis. As jou broer na jou toe kom, as jou suster na jou kom, vergewe. Vergewe. Nou is dit baie belangrik om raak te sien hoe Jesus dit beklemtoon vir hierdie groepie disippels, en daarom sê hy net broer hier, want dis net 12 manne wat rondom hom is op hierdie stadium, maar wat geld hier vir jou broer, geld vir jou suster ook. Jesus beklemtoon die waarde, die belangrikheid van vergifnis op 2 maniere, en die eerste is, as jou broer teen jou verkeerd opgetree het, berisp hom. Moet dit nie net los nie, moenie net omdraai en wegloop nie, kyk hom in die oë, sê vir hom, jy het seer gemaak, jy het verkeerd gedoen. Moenie net elke keer jou paai vat en waai, as iemand aanstoot gegee het nie. Want in daardie konflik, in daardie konfrontasie met mekaar, is daar 'n geleentheid om vergifnis rigbaar en sigbaar te maak. En dis wat belangrik is. En daarom sê Jesus, as hy verkeerd opgetree het, berisp hom, en as hy berou kry, vergewe hom. Vergewe. En as hy 7 keer 'n dag na jou toe kom, vergewe hom 7 keer 'n dag. Doen dit aanhoudend. Hoekom? Hoekom is dit vir die Here so belangrik? Want dit is die hart van die uitnodiging.
Ons het verlede week vasgemaak, Johanay, daar die eerste skets, dankie. Ons word vergewe met die oog op versoening, nuwe lewe in gemeenskap met God, voor God, saam met God, voor God. En dit is regtig belangrik, en daarom dat daardie waarheid wat Salomo verwoord in Spreuke 4:23 so belangrik is, wees versigtig met wat in jou hart omgaan, want dit bepaal jou hele lewe. Moenie net omdraai en wegstap nie. Moenie onvergewingsgesindheid in jou hart ronddra nie. Dis nie goed vir jou nie, die Here wil dit nie so hê nie, maar dis ook nie goed vir die mense rondom jou nie. Die Here wil dit nie so hê nie. En daar het ons verlede week daardie ding mooi beeld vasgemaak van die druppel wat in die water val. Christus vergewe, my pennetjie staan op, jy word opgerig en dan rippel dit uit reg deur jou lewe. Nou ons sien daardie gebrekkige rippel in ons lewe, hierdie misverstaan of hierdie ontkenning van vergifnis uitspeel in ons alledaagse lewe en vandag ook in die kerk. Daarom dat ons 16 kerke net vir Afrikaans in Bethel het. Want iewers op 'n stadium het mense besluit, ek gaan my rug draai. Ek gaan wegstap van my broer af, en wegstap van my suster af. En dan kom ons by die plek waar ons vandag is, waar die wêreld na ons kyk en wonder, hoe is hulle dienaars van God? Selfs die wêreld, en dis die hartseer hiervan, kan raak sien dat mense in die kerk baie keer God net gebruik om hulle belange te dien, as dat mense in die kerk leef om God se belange te dien. Die hart van dit wat God in Christus kom doen het, is om te vergewe en daardie vergifnis blom, groei, bloei in versoening. Nou, ons kan hierdie twee gedagtes van mekaar onderskei, maar ons kan dit nooit van mekaar af losmaak nie. Vergifnis word sigbaar in versoening, 'n herstelde verhouding. En daarom daardie skets, Johanay, nee, gaan asseblief terug. Daardie skets van die 4 verhoudings. Wanneer God vergewe en versoen, dan word my verhouding met hom herstel, my verhouding met myself, my verhouding met my naaste en uiteindelik ook my verhouding met die skepping. Dis God se hart. Dis wat God wil hê. En nou kom ek en jy en ons bely hierdie wonder, en dit wat ons verlede week in ons saamwees gevier het, toe ons nagmaal gevier het, dat ons is vergewe en ons is versoen. En nou kom die vraag, wat nou? En nou word dit vir ons geantwoord in Lukas 24. Wanneer Jesus opgestaan het, Johanay, nou kan jy hom aanskuif asseblief, dan hoor ons hierdie mooi woorde van Jesus. Jesus is in gesprek met sy disippels, hulle is nog steeds nie heeltemal duidelik oor wat is besig om te gebeur nie, en dan sê Jesus vir hulle, luister, hierdie goeders het alles gebeur, soos wat dit in die wet van Moses, in die profete en in die psalms gesê is, dit moet gebeur. En nog steeds verstaan hulle nie, en dan hoor ons hierdie baie mooi en aangrypende woorde. Toe open hy hulle verstand om die skrif te verstaan. Al die pad saam met hom geloop, die kruisiging gesien, die opstanding beleef, en dan net voor hy opvaar, is dit die ding waarmee hulle stoei. Hulle verstaan nog steeds nie waarmee hy besig is nie. En hy sê vir hulle, dit is wat die skrifte gesê het, die hele skrif wys op my, en dit wat ek kom doen het. En dan open hy hulle verstand om die skrif te verstaan, en dan sê hy vir hulle, so staan daar geskrywe, die Christus moet ly en op die 3de dag uit die dood uit opstaan, en in sy naam moet bekering en vergewing van sondes aan al die nasies verkondig word, van Jerusalem af en verder. Julle is getuies van hierdie dinge. En ek sal die gawe wat my Vader beloof het vir julle stuur, maar julle moet in die stad bly totdat julle met krag van bo toegerus is. Dis Pinkster, Sondag wat verby is. Sondag wat kom, vandag, die Gees wat uitgestort word, sodat ons met die krag van die Heilige Gees getuies kan wees. Of in ander woorde, die uitnodiging van God aan sy kinders kan wees. Elkeen van ons word in hierdie wêreld ingestuur om 'n uitnodiging te wees, sodat God se kinders wat nog nie by hom tuis gekom het nie, by hom kan tuis kom. Christus het gesterf en opgestaan met 'n oog op die ganse wêreld. En ek en jy is daardie uitnodiging. Nou, ons was 2 weke terug by Marno hulle se troue. As jy op by die tafel kom, dan is daar 'n kaartjie op met jou naam op.
En dis wat waar is van die bruilof van die lam ook. Daar's 'n kaartjie op, by jou sitplek, met jou naam op, by my sitplek, met my naam op. Ja, nee, die volgende skets. Dankie. Wanneer ons as getuies in hierdie wêreld uitgestuur word, dan word ons gestuur om ons broers en susters terug te roep huis toe. En dis hoekom ons in Lukas 24 hierdie volgorde kry. In sy naam moet bekering en vergewing van sondes verkondig word. Hoekom bekering? Draai om, kom huis toe. Ja, maar hier is hierdie ding. As jy dan nou luister na Lukas 14:15, as Jesus praat oor die gelykenis van die verlore seun, hy het die goed van God vermors. Hy wil nie huis toe gaan nie, hy's bang. En dis wat Christus kom regmaak het. Daar is vergifnis. Kom. Jou plek is reg. Jesus sê in Lukas 14, in Johannes 14, ek gaan om vir julle plek gereed te maak. Daar is baie wonings in my Vader se huis en ek gaan om vir julle plek gereed te maak. Vir elkeen van sy kinders. Daar's 'n plek met jou naam op, maar ook met die volgende persoon se naam op. Nou hier's die ding van die bruilof en ons hoor dit in Jesus se gelykenisse. Want Jesus praat by meer as een geleentheid oor hierdie gelykenis, dat die vader of die koning die bruilof gereed gemaak het vir sy seun, en dan stuur hy die mense uit om vir die mense te gaan sê, dis tyd, kom. En dan wil hulle nie kom nie. Want een het 'n stuk grond gekoop, en ander het beeste gekoop, en elkeen het 'n verskoning. En dan stuur hy die slawe reg deur die dorpe en die agterstrate en gaan sê, gaan haal die mense, bring hulle, sodat my huis kan vol word. En dis die waarheid wat ek en jy ter harte moet neem vanoggend. Is dit, God gaan jou nie aan jou oor gryp en nader sleep nie. Hierdie uitnodiging, die oproep tot bekering en die waarheid van vergifnis is God se uitnodiging. En dit kry gestalte in jou en my lewe. Dit word deur my en jou alledaagse lewe gerig na die wêreld rondom ons, na die mense rondom ons. En daarin is dit dan nou 'n belangrike vraag. Wat sien die wêreld wanneer hulle na ons kyk? Wanneer hulle na jou kyk? As kind van God mag jy lewe met hierdie wonder en versekering. Jy's veilig in sy hande. Jy mag naby hom leef. In Jesaja sê hy dra die lammers teen sy bors. Dis 'n verskriklike mooi beeld. En jy mag hierdie werklikheid ter harte neem, dat God jou teen sy bors vashou. Jy is kosbaar vir hom. Maar hoor, sy hart klop ook vir hulle wat nog nie by hom tuis gekom het nie. En verstaan vanoggend, dat ek en jy word in hierdie wêreld ingestuur. Om bekering en vergifnis van sondes in die naam van Jesus Christus te deel met almal wat ons mee te doen kry. Sodat die huis van God vol kan word. Sodat sy kinders tuis kan kom. Nou, as jy die grootsheid hiervan verstaan, gaan jy baie versigtig wees, en jy gaan soos die disippels baie maklik by daardie plek kom, sê Here, gee my meer geloof, en die antwoord vir jou en vir my, is vandag dieselfde as vir hulle, is nie 'n saak van geloof nie, gewone saak van gehoorsaamheid. Deel die bekering, en die vergifnis van sonde in Jesus se naam, met die wêreld rondom jou. Ons bely as gereformeerdes dat Christus sentraal staan in ons lewe en bediening. Ons verwoord baie keer hierin ons oortuiging dat die woord baie suiwer bedien word van ons kansels af. Maar dit is baie belangrik om te verstaan dat wanneer ons na 2 Timoteus luister, dan sê die Here deur Paulus vir ons dat die hele skrif is deur hom geïnspireer en het groot waarde om verkeerdhede reg te stel en in die waarheid te onderrig, om dwaling te bestry en dan die regte lewenswyse aan te leer, sodat elke persoon wat in diens van God staan, volkome toegerus sal wees vir elke goeie werk. Het is regtig belangrik om te verstaan, die suiwer bediening van die woord vat grond in 'n lewe ooreenkomstig die oproep tot ons. Nou het ons 'n bepaalde tradisie in ons kerk en maniere van dink oor hierdie oproep, wie se werk is dit om die bekering en vergifnis van sonde te deel met die wêreld, en dan is dit gewoon oor is die dominee se werk. Dit is nie die dominee se werk nie, dit is ons almal se werk. Want ek en jy is die een wat op daardie plekke kom
waar mense nog nie eers die Here ken nie. Ek en jy is die mense wat die Here in hierdie wêreld instuur na hulle toe wat nie kerk toe kom nie, sodat ook hulle die uitnodiging kan ontvang. Julle ken almal die storie van die 4 persone, né, van almal iemand, enige iemand. Ja, nee, dankie. So, 'n storie van 4 persone. Almal iemand, enige iemand en niemand. Daar was 'n belangrike werk om te doen. Almal is gevra om dit te doen. Almal was seker iemand sou dit doen. Enige iemand kon dit doen, maar niemand het dit gedoen nie. Iemand het kwaad geword omdat dit almal se werk was. Almal het gedink enige iemand kon dit doen, maar niemand het besef dat almal dit nie sou doen nie. Uiteindelik het almal iemand blameer terwyl niemand eintlik vir enige iemand gevra het nie. In die kerk kom ons gevaarlik naby hieraan. Dat ons die oproep wat Christus tot ons rig baie keer verloor tussen almal, iemand, enige iemand en niemand nie. Vanoggend moet jy ter harte neem. Die Here vra vir jou. Gaan, reik uit. As jou broer teen jou oortree het, berus by hom. Kyk hom in die oë. As jou suster oortree het, kyk hulle in die oë. Vergewe as hulle berou het. Deel die oproep tot bekering en vergifnis met die mense naby aan jou. Want dis wanneer dit in ons saamleef, die manier van doen word, wat dit uiteindelik oorspoel na die wêreld rondom ons. Mag die Here jou hierin genadig wees, dat jy daardie geleentheid mag raak sien en met albei arms sal aangryp. Amen. Kom ons bid saam. Vader, as ons hierin voor U rustig word, dan verstaan ons, as ons dink aan daardie seerkry verhoudings in ons lewe, daardie verhoudings waar dinge pla, dan verstaan ons hoekom die disippels gevra het vir groter geloof. En as ons vanoggend hoor dat dit nie gaan oor geloof nie, maar oor gehoorsaamheid, dan bid ons Vader, vul ons met U Gees, dat ons met die krag van U Gees, met die leiding van die Gees, hierdie pad mag stap, met waardigheid mag stap, getuies mag wees van die vergifnis en versoening wat ons self beleef het, en daarin die hart sal hê om dit te deel met die mense rondom ons. Wil U ons dienswerk hierin seën tot uitbreiding van die koninkryk en daarin tot die volword van U huis, dat hulle wat genooi is mag kom, omdat hulle gehoor het, U het in Christus vergifnis en versoening bewerk. Mag ons lewende getuies, lewende uitnodigings van hierdie wonderlike groot waarheid wees. Seën ons hierin, as ons dit bid in Jesus se naam. Amen. As ons dan die vraag vra, hoe moet ons lewe, dan vind ons daarin 'n antwoord in Jesus se uitspraak en opdrag in Handelinge 1 vers 8. Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en in Samaria tot in die uithoeke van die wêreld. Skep moed, neem hierdie opdrag ter harte en gaan leef die versoening, die vergifnis en versoening wat God vir jou gegee het. Daarin is ons regtig afhanklik van die Here en daarom kom ons maak sy naam groot en ons verootmoedig onsself bidend voor hom deur hierdie waarheid vas te lê in ons lied 280 vers 1, 2 en 3, 'n gebed vir onsself, 'n gebed vir mekaar en dan uiteindelik 'n gebed vir die wêreld in hierdie tyd. Kom ons staan en dan sing ons dit saam, bidend saam en daarna kan jy bly staan vir die seën van die Here, waarna ek vra dat jy net so 'n oombliekie weer sal sit. Amen.
wanneer ons hiervandaan verder gaan, onthou dat God, ons Vader, liggaam en siel by mekaar hou, maar daarin ook ou mens en nuwe mens. Dat hy jou ken, van harte ken. En dat hy ten spyte daarvan, dat ons met hierdie gebrokenheid saamleef, ons nog steeds in hierdie wêreld instuur. Ek wil met voor die tyd vir my herinner aan Moses, wat vir die Here sê, o nie ek nie, ek kan nie goed praat nie, en dan sê die Here, wel ja, nee dis so, daar gaan jy. En dis so vir jou en my ook. Ons mag met tye voel dat, ja, my ou mense, swaai die gitaar, speel die gitaar, is te sterk. En dan sê die Here, mag so wees, maar ek hou jou by mekaar, en ek stuur jou in hierdie wêreld in. En daarom ontvang die seën van die Here en verstaan, dis bedoel in die volheid daarvan vir jou, maar deur jou bedoel vir hulle wat nog by hom moet huis kom. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, ons hemelse Vader, en die krag en leiding van die Heilige Gees, is met u elkeen. Is daar enige vrae oor dit waarby ons vanoggend stil gestaan het? Gaaf, baie dankie, is welkom om 'n koffie tee of koffie saam met ons kom drink in die saal net hierna.